Die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleer homself met lig. En duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God? Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid drie in een. Vader, Gees en Seun. Die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam. Oh, naam bo elke naam. Vader, Gees, die Lam. My hart sal sing hoe groot is ons God. Naam bo elke naam. Oh, naam bo elke naam. Vader, Gees, die Lam. Oh, my hart sal sing hoe groot is ons God. Groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Kom ons word vir 'n oomblik stil. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons
sing tot eer van die Here 'n loflied saam. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons weer het om so, al is ons nie by mekaar vandag nie, by mekaar te kan wees, dat U Gees ons bind, dat ons U kerk mag wees. Here, wees asseblief saam met elke liewe persoon in hierdie moeilike tyd, waar ons voor soveel uitdagings te staan kom. Dit is soms moeilik vir ons om hoop te kan hou, om aan te hou glo in al die beloftes. Maar Here, dan kom U na ons toe in die rustigheid van die nag. U kom na ons toe selfs in moeilike tye, in krisisse, en U kom verseker ons dat U in beheer is, dat U ons God is, en dat U beloftes vir altyd sal hou. Here, gee vir ons genoeg moed, genoeg krag, genoeg insig, om in hierdie tye nog steeds U kerk te mag wees, dat ons 'n lig in hierdie duister wêreld sal wees, dat ons tekens van hoop oral waar ons gaan sal wees. Here, wees met ons vandag, wees saam met elke persoon wat dalk hartseer of ongelukkig of dalk ongesond is. Wil U ons bron van hoop en krag en van troos wees. Here, mag ons hierdie erediens dan ook so inrig, dat dit sal strek tot U eer en verheerliking alleen. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit 2 gedeeltes, Titus 2 vers 11 tot 15 en later ook in 1 Korintiërs 15. Ek lees vir ons saam Titus 2 vers 11 tot 15. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen.
Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Ons teksvers dan vandag in hierdie gedeelte is vers 11 wat sê, want die reddende genade van God het aan die mense verskyn. Mense, ons het in die laaste klompie weke nogal baie gepraat oor ons apostoliese geloofsbelijdenis, ons is deur amper al die artikels, en ons het al geraak aan die oordeel en Jesus wat weer kom. Maar vandag kyk ons bietjie na vergifnis, opstanding en die ewige lewe. Wat leer dit vir ons? As ons na hierdie gedeelte van Titus luister, dan sê dit vir ons mense, ons moet bietjie mooi dink oor hoe ons elke dag benader. Vernuwing is baie dringend noodsaaklik. In elkeen van ons se lewens, in God se kerk, en oral waar ons gaan, moet ons lewe soos nuwe mense, wat waarlik hierdie hoop, en hierdie verwagting het, van Jesus se koms. As ons besef hoe groot ons sonde is dit ons asof daar vir ons 'n vrees wil ontstaan, dat ons baie moeilik by die oordeel van God gaan verbykom, of hoe? Die teks gee dan vir ons eintlik 'n dubbele versekering. Ons sonde is vergewe. Maar daarmee saam werk God in elke liewe een van ons elke dag om ons harte en ons denke en ons hele lewe te vernuwe, sodat ons sonder vrees uiteindelik voor God kan staan. Nou, vergewing van sondes en 'n nuwe lewe is dinge wat hand aan hand gaan. 'n Heilige lewe kom nie van self nie. Dit is nie sommer net iets wat uit die lug uitval en die oomblik wanneer jy besef jy is vergewe, dan is alles skielik reg nie. Dit is harde werk en ons moet aanhou werk elke liewe dag dat die Heilige Gees ons so help om elke dag nader en nader aan God te beweeg. Ons moet so hard werk daaraan om nie die Heilige Gees met ons optrede te bedroef nie. Want so seker soos wat God se seën en God se genade, so is ook God se straf. Ons moet bid dat die Here ons die krag sal gee om ons lewens so in te rig dat ons 'n voorbeeld is vir ander. Maar bo dit alles moet ons God eer met ons lewens. Nou, vernuwing vra uiteindelik van ons een van die wonderlike gawes wat die Heilige Gees vir ons gee, en dit is oordeelsvermoë. Paulus se argument hier is dat die genade van God aan alle mense verskyn het. Dis vers 11. Nou, een implikasie daarvan is dat nie alles in hierdie wêreld wat ons vandag lewe verkeerd is nie. Dit is wel so, maar ons as Christene het die verantwoordelikheid om elke liewe ding op te weeg en om vas te stel wat van hierdie lewe is reg en wat is verkeerd. Aan daardie dinge mag ons nie meedoen nie. Ons as Christene mag nie deel wees van die dinge wat ons in ons harte weet, wat die Heilige Gees ons van oortuig, verkeerd is nie. Dinge wat bots met ons Christelike oortuigings. En daar's baie dinge in ons samelewings vandag wat so is. Dinge moet gaan oor wat wesenlik die regte ding is. En as dit daarmee bots en klomp onbelangrike sake wat baie keer ook ons tyd en ons energie onnodig opvat, moet ons daardie dinge kan aflê. Die belangrike les wat ons in vandag se wêreld kan leer ook met hierdie teksgedeelte is, ons kan nogal baie kla oor die samelewing, maar die vraag is, wat doen ons om dit beter te maak? Ek het altyd vir jong mense in die kategese klasse geleer, hoor jy, as jy wil kla en jy is nie bereid om iets daaraan te doen nie, bly eerder stil. Die vraag is, as ons so graag kla, wat doen ons daaraan? Wat maak ons om 'n verskil te maak in hierdie wêreld? Wat doen ons om die probleme en die dinge waaroor ons kla op te los? Die skrif sê vir ons hier dat ons moet sorg dat ons ten spyte van die beperkings wat die samelewing en wat die lewe op ons lê, ons roeping moet vervul om die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, vers 12. Dit is nie 'n maklike opdrag nie,
Maar dit is iets wat die Here vir ons sê, ons moet doen. Ons tweede teksgedeelte vandag, 1 Korintiërs 15, vers 35 tot 49. Ek lees vir ons saam. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou 'n koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van 'n lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword, die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Weet julle mense, ons is elke dag omring deur dood. Kyk maar vandag in die wêreld wat aangaan. Ek meen, ons sit met hierdie virus en die sterftesyfer hou aan klim en klim en klim en die aantal infeksies hou aan klim en die dood bedreig ons elke liewe dag. Dood word elke dag, as jy na die nuus kyk of luister, is dit een van die hooftrekke. Dit is iets wat elke dag deel van ons lewens is. Daar is nie een dag wat verbygaan, wat ons nie op een of ander manier met die dood te doen kry nie. Ons word diep geraak deur die dood van byvoorbeeld 'n troeteldier in ons familie. Ons word gekonfronteer met vrae oor hoekom ons kinders partykeer voor ons moet sterf. Ons word gekonfronteer met vrae oor hoekom goeie mense tot 'n sterfte moet kom, maar ander mense moet aanhou lewe. Natuurlik, oupas en oumas se gesondheid begin afneem. Soos ons ouer word, begin dinge maar moeilik raak. En elke dag is daai skaduwee van die dood, maar nog steeds oor ons lewens gesaai. Dood, of ons dit nou wil erken of nie, is 'n groot deel van ons lewens. En daarom, hoe ons na die dood kyk, affekteer natuurlik ons lewens geweldig. Nou hierdie is waar, wanneer ons veral van aangesig tot aangesig met die dood te doen kom. Soos ons worstel met die verlies van 'n familielid of van 'n vriend, en dan maar nog steeds moet aangaan met ons daaglikse aktiwiteite. Nou mense, die verskil kom in oor hoe ons na die lewe moet kyk. Die manier wat ons na dood kyk en dood hanteer, verander elkeen van ons se benadering tot die lewe self ook. Jong mense is gewoonlik baie avontuurlustig en hulle dink dat sekere dinge mos nooit met hulle kan gebeur nie. En ons het al van hoeveel tragiese ongelukke en dinge gehoor, hoe jong mense volgens ons natuurlik ook voor hulle tyd weggeneem is.
Dit is natuurlik ook die rede, omdat jong mense is nog avontuurlustig, en hulle probeer allerhande dinge, en dit is hoekom hulle soms gevaarlike dinge en soms dom dinge ook aanvang. Partykeer as ons terugkyk in ons lewens, dan wonder ons, hoe het ons uitgekom by waar ons nou is, met al die dinge wat ons aangevang het. Maar dit sê ook vir ons iets van die manier van hoe ons gedink het, hoe ons gelewe het, en hoe ons die dood benader het. Party mense is weer so bang vir die dood, dat hulle self begin afsonder van die lewe, en dat hulle amper alles in hulle mag probeer, en hulle toestand en hulle lewensomstandighede so inrig, sodat hulle die dood kan vermy, of probeer om die dood te oorwin. Mense kan self skares en hoë geboue en vliegtye en verkeer en allerlei dinge probeer vermy, om uiteindelik tog net van dood gespaar te word. Die mense laat uiteindelik dan die dood toe om hulle gevange te hou, gevange in hulle eie wêreld. Maar 'n ander manier hoe ons ook na die dood kan kyk, gaan terug na antieke Griekeland en die Epikureëners. Hulle filosofie het dit opgesom om te sê, eet, drink en wees gelukkig, want môre kan ons doodgaan. Ons almal ken dit. Eat, drink and be merry, for tomorrow we may die. Hierdie mense het baie ervaring gehad van wat dit is om die lewe te geniet. Hulle was amper verslaaf aan genot. Nou die filosofie is natuurlik deesdae ook iets wat nogal baie in die wêreld te sien is. En natuurlik veral in Amerika en so, maar ons weet mos nou, maar daai manier van lewe spoel maar oor weer na ons lewens toe. En materialisme en verbruikersmentaliteit. Hoe al hierdie dinge gaan oor, geniet tog net jou lewe. Jy verdien dit, jy mag hierdie goeders koop en jy moet dit doen en jy moet dat doen en so op die ouend van die dag probeer ons halfe pleister plak op die pyn van die doodse realiteit. Mense, ons as Christene kyk heeltemal anders na die dood. Ons kyk heeltemal anders na die lewe. Ons is oortuig, soos wat ons nou net gelees het, dat fisiese dood nie die einde is van die lewe nie, maar slegs die begin. Ons lewe ons lewens in gehoorsaamheid aan God en in diens aan ander. Die leeggraf van Jesus, wat ons elke Sondag vier, dit is die middelpunt van die evangelie boodskap. Jesus het nie net gesterf vir ons sondes nie, maar hy het opgestaan en hy het die dood en die graf oorwin. Ons weet dit, want Jesus lewe. En so sal ons ook vir altyd saam met hom lewe. As Jesus vir ons sê in Johannes 11 vers 25 dat hy die opstanding en die lewe is, en ons wat in hom glo, sal nooit hoef te sterf nie. En ons wat lewe en in hom glo, sal nooit sterf nie. Mense, ons is Christene, ons dra sy naam, ons glo, daar is lewe na die dood, soos wat ons bely in ons apostoliese geloofsbelijdenis. Ons het nie nodig om te ontken, of te vrees, of die dood te probeer ignoreer nie. Maar in plaas daarvan, is ons bereid, en is ons in staat daartoe, om die dood te aanvaar, as deel van die lewe. Dood sal ons nooit skei van God nie. En volgens Paulus in hierdie verse, wat hy geskryf het aan die mense in Korinthe, die nuwe lewe, wat ons sal ervaar, na hierdie lewe op aarde, na ons dood, is een wat beter is, as wat ons ooit onsself kan verbeel. Ons lewens is anders vandag, omdat ons glo, dat ons as Christene die ewige lewe sal beerwe. Ons ewige lewens begin reeds met geboorte, nog voor geboorte,
toe God ons by die naam geroep het. Met ons doop het God sy beloftes aan ons verseker en word ons herinner daaraan dat sy beloftes vir ons geld. En dan, wanneer ons tot bekering kom in ons lewens, en ons gee ons hele lewe oor aan God se genade, dan ontvang ons sy vergifnis, en ons ontvang die redding van God. As ewige wesens, lewe ons in 'n verhouding met die grootste God, die skepper God, die almagtige Vader. Hierdie verhouding sal nooit eindig nie. As ewige wesens is ons nie bang vir die dood nie, en sal ons nooit God se oordeel vrees nie. Ons is vry. Ons is vry om ons lewens te lewe in diens aan God en in diens aan ander, eerder as om hierdie blaatante materialisme en verbruikersgerigtheid van die wêreld te volg. As ewige wesens lewe ons met God se teenwoordigheid in ons. Die Heilige Gees lei ons nie net nie, maar dit gee vir ons rigting. Dit gee vir ons krag. Dit gee vir ons insig. Dit gee vir ons wysheid vir die diens wat ons aan ons ewige God en Vader moet lewer. En dit stel ons in staat om ons lewens voluit te kan lewe. Paulus sluit af hierdie gedeelte wat hy skryf oor die dood deur te verklaar dat die dood sy angel verloor het. Christene fokus nie meer op die dood nie. In plaas daarvan fokus ons op die lewe. Dit maak die groot verskil in ons lewens en dit maak die groot verskil in hierdie wêreld. Leef die lewe wat God jou gegee het, want jy gaan vir altyd nog saam met hom leef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die reddende genade, vir die voorreg wat ons het, dat ons dit nou al kan smaak in ons lewens, dat ons nou al kan weet, dat U die volle prys betaal het, en dat hierdie lewe maar slegs 'n kleuterrepetisie is, dat hierdie lewe vir ons die geleentheid gee om diensbaar te kan wees vir U. Here, dankie dat ons nie hoef te fokus op die dood nie, want die dood is slegs die begin van 'n ewige lewe saam met U. Ja, Here, U bevestig vir ons so baie in U woord, dat ons glad nie hoef te bekommer nie, dat ons kan weet dat U die een is, wat reeds die dood en die graf vir ons oorwin het. Ja, Here, ons liggame op hierdie aarde, ons stoffelike liggame sal verbygaan, dit gaan sterf, maar daardeur kry ons die ewige geestelike liggaam, waar ons vir altyd saam met U sal wees. Dankie, Here, dat ons weet, daar is vergifnis van sondes. Dankie dat ons weet, U het ons vrygekoop, dat ons nou al kan lewe. Dankie dat ons kan weet, dat U die een is, wat ons sal opwek, en dat ons vir ewig saam met U sal wees. Ons loof U, ons prys U, Here Jesus, ons woorde is nie genoeg nie. Ontvang ons lof en ons prys, in U naam alleen. Amen. Ons sluit af met 'n wonderlike lied, die oorwinningslied, want ons Here het alles oorwin vir elkeen van ons. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde
is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees tot aan die einde van julle aardse lewe en vir altyd. Amen.